Hartlike goeiemôre aan een en almal. Vanoggend is ons heel wat minder. Maar wat 'n voorreg om nog steeds die Here te kan aanbid. Want hy verklaar waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar sal hy wees. En gedurende ons ou klein gebedsessie vanoggend hierso het ons hom ervaar, ons meester, ons verlosser, ons saligmaker. So hier by Pilstraat 197 is julle elkeen welkom om vir ons te kom kuier, om saam met ons die Here te kom aanbid. En as jy, ek wil so 'n versoek maak, dat as jy hier kom en jy sien die hek is toe, asseblief, Pastor Michael, myself, stuur ons net 'n boodskap, dan maak ons vir julle oop. Dus daar's verskeie redes hoekom ons die hekke toe. Ons wil nou nie die hele gemeenskap se beeste hier in ons erf hê nie. Maar ja, kom ons gaan ons aanbid die Here, ons hoor wat is hierdie boodskap wat hy op my hart gelê het. Dis eintlik 'n lering wat ek vanoggend bring. So ek wil hê dat jy geduldig moet wees en saam met ons sal luister na die boodskap. Voor ons begin, kom ons bid eers saam. Abba Vader, baie dankie Here, dat U nog in Oktober U Gees uitstort in ons lewens, Here. Dankie dat U nog steeds roep, kom tuis, kom tuis. Here, ons kom om vanoggend ons harte voor U te sit en te sê, Here, toets U ons en wys ons waar ons swak is of waar ons verkeerd is. Leer ons en lei ons in geregtigheid tot eer van U naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ek wil nou oor hierdie ding gesels. Is nou al 'n rukkie wat ek gesê het, ek gaan eendag daaroor gesels en nou is ek nou vandag hierso en die boodskap is die weg, die waarheid en die lewe. Nou ja, daardie versgedeelte van ons wat die Bybel goed ken, dit kom uit Johannes uit, Johannes 14 vers 6 en hy sê so, Jesus antwoord hom, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou dis 'n baie interessante stelling en ek weet Pastor Michael, ons is baie lief om hierdie ou versie sommer net so vinnig vir iemand te stuur as 'n antwoord of as 'n ou versie uit die Bybel uit. Maar ek wonder of ons almal verstaan hoe diep hierdie vers is. Wat is binne in hierdie vers? Wat word daarin opgesluit? Nou ek gaan nou vir jou vanoggend vir jou sê, dit is wat daarin opgesluit is. Die openbaring van God se reddingsplan is in daardie versie opgesluit. Dis wat daar binne in staan. Nou waarvan praat hy hierso? Wel, terwyl Johannes hierso staan, Jesus hierso staan en besig is om sy disippels te leer, is hy besig om vir hulle te vertel waar God se krag is, waar God se plan is met ons as mense. Wat wil hy hier? Wat gaan hy doen? Hoe gaan hy dit doen? Nou ja, ek het al baie verduidelikings gehoor oor hierdie vers en ek wil graag vir jou sê, dit is eintlik waaroor dit gaan. Hierdie versie gaan oor die tabernakel wat Moses opgeslaan. Ek gebruik die ouer model, Pastor Michael, Natasha, ek gebruik die ouer model vir 'n rede, want daar is baie meer simboliek in hierdie ene as in die groot tempel. Nou ja, die groot tempel wys elke keer 'n stuk groter, 'n mate groter, om vir ons te wys hoe groot God eintlik is. Dat hier van klein af gaan hy groter en groter en al groter. Nou ek wil nou vir jou vanuit hierdie ene uit verduidelik, Alright, hoeveel pilare is daar voor as jy inkom? 4 pilare. Het jy al gewonder hoekom daar 4 pilare is? Hierdie 4 pilare stryk ooreen met die evangelie van Jesus Christus. Dit is die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Daar waar die evangelie vir ons gebring word. En wanneer ons gewoonlik tot bekering kom, is dit tydens die verkondiging van hierdie evangelie. Hoeveel van ons het tot bekering gekom terwyl iemand vir ons 'n vers, ek kan vir julle 'n vers lees, dit is die eerste hoofstuk in Johannes, waar toe ek tot redding gekom het, Pastor Mani Sequeira, hy was daar by my in die hospitaal gewees, vir my kom kuier, ek was nog so ongered, soos 20, en hy kom kuier, en die eerste versie wat hy vir my lees, Pastor Michael, is hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En daar ontsluit dit die dinge in my binneste om tot bekering te kan kom. Bring die Here vir my 'n nuwe weg. Bring hy vir my 'n nuwe lewe. So almal van ons het op een of ander stadium tydens die verkondiging van die evangelie, die 4 evangelies, tot bekering gekom. En wat het ons daar binne geleer? Want as ek deur daardie poort agter stap, deur die evangelies verstap, wat leer ek in hierdie 4 evangelies? Dat daar 'n offer was. Iemand of iets, en ek is nou baie versigtig as ek dit sê, nie iemand sommer net iemand nie, en ook nie net iets nie, 'n spesiale lam,
moes geslag geword het. En nou hoekom verkondig ek hierdie boodskap in hierdie tyd? Ons weet dat die Jode in hierdie tyd besig is om Yom Kippur te geniet. En waaroor gaan Yom Kippur, Natasha, weet jy? Dit is die groot versoendag. Die groot versoendag. Nou, ek gaan nou verder verduidelik, as jy sien hoekom ek praat van die groot versoendag. Ek net 'n bietjie water nodig. Daar is hy. Nou ja, as jy inkom daar agter, dan die eerste ding wat jy sien is die koper altaar, koper sprekende van oordeel. As jy van koper in die Bybel hoor, dan moet jy weet, God is besig met 'n oordeel. Nou ja, toe ek nou tot bekering gekom het, soos ek gesê het met hierdie eerste vers, het ek later in die Bybel begin lees, hier in die evangelies begin leer, dat daar baie van my lewe is, Natasha, wat nie match wat God se is nie. Ek kom nie by God uit nie. Ek skiet tekort. Ek faal in my hele lewe. En dan kom daar die gedeelte waar Jesus sê aan die kruis uitroep, alles is gedoen, alles is volbring. Dan kom ek agter, wie is die lam wat op hierdie altaar verbrand is, gedood is, vir my sondes, vir my swakheid. Nou ja, baie mense, Pastor Michael kom by hierdie eerste gedeelte uit, en hulle staan stil by bekering. Natasha, hulle staan stil by die dag tot hulle tot bekering gekom het. En dan is dit asof hulle vashak. En hulle verstaan nie dat, nadat hierdie lam geslag is sy bloed ergens heen gevat. En die Here wil jou ook, in die bloed en in die genade van Jesus Christus wil hy jou ergens hierheen vat. Hy wil jou vorentoe vat. Nou, die volgende ding, meublement, het Maatretisha nou die dag vir my gesê, wat jy sien is natuurlik die koper waskom. Nou, Natasha, dit is hoe dit gebeur. Terwyl ek besig is om die woord van die Here te lees en te leer, kom ek agter dat die Here is besig om iets te vernuwe in my binneste. Hy is besig met 'n plan. Hy is besig om dit wat in my verkeerd is, weg te vat. En hoe doen hy dit? Om my die skrif te laat lees en te verstaan. En is dit nie wat hy in Romeine sê nie, Pastor Michael, Romeine 1, hy sê, Romeine 12 vers 1, hy sê, en ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. That's only the beginning. Dis nou maar eers die begin van van jou nuwe lewe in hierdie evangelie. Dit is nou maar net waar jy begin het, om jou lewe, jou liggaam te stel. Hoeveel van die mense wat ons ken, sê so, dat hulle die Here dien, maar wat hulle doen, is nie dieselfde ding nie. En ek wil nou nie veroordelend wees nie, hierdie dinge moet jy self met die Here uitsorteer. Ek stel voor dat ek die Here, of ek sê dat ek 'n kind van die Here is, maar ek woon nog dronkpartytjies by. Hier sê hy, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, soos God oor jou ontferm is, kom Paulus hier en hy sê, met dieselfde ontferming kom ek na jou toe, dat julle liggame stel, hierdie tempel, hierdie tabernakel van God sal stel, tot God 'n lewendige, welgevalle offer. Here, wat moet ek doen? Dan moet ek ontslae raak van hierdie dingetjie wat in my vingertjie kort vassit. Dan moet ek ontslae raak van die bottel wat al ewig in my hand vassit. Dan moet ek ontslae raak van die ou goedjies wat ek op YouTube kyk. Dan moet ek ontslae raak van die ding wat hier binne in my verkeerd is. Dis 'n redelike godsdiens. En dan sê hy in vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God. Nee, ons sal nooit volmaak wees nie. Wel, dan wil jy nie 'n kind van God wees nie. Dan wil jy nie 'n kind van God wees nie. As jy die agterdeur die hele tyd ooplos, sodat die bose in jou lewe kan in en uit, dan gaan jy nooit volmaak voor God kan kom nie. Ja, ek weet, Paulus sê, hy trek uit daarna as amper asof hy daaraan kan vat, maar hy het dit nog nie gekry nie. Maar weet jy wat het Paulus gedoen? Hy het sy hele lewe gestel as 'n lewende en heilige offer aan God. Hy het nie plekkies gelos waar die bose kort terugkom en dan sit weer 'n bietjie pon hierso en 'n bietjie dit daar en 'n bietjie dit daar nie. Ou vir gedagtetjie van wat ek koester hier van 'n ander girl of van iets anderste nie. My lewe, my gedagtes, my wese stel ek tot God. Here, wys vir my wat vir U welgevallig is. Wys vir my wat U wil hê. En weet jy wat, hoe lank kan party mense by hierdie koper waskom vassit? Want weet jy wat, dan het jy nog nie by die plek uitgekom waar jy God ervaar nie. Jy het nog nie by die plek uitgekom, broer, suster, waar God vir jou dinge wys in die bonatuurlike nie.
Natasja, ek gaan aanstap na die volgende gedeelte toe. Ek wys weer daar's die hele tabernakel uitgesit, maar die gedeelte waar ek by nou uitkom, Pastor Michael, toe ek hierdie ding gesien het, toe dit my hart gevat. Hoeveel pilare is daar, Natasja? 5. Guess what? Daar's eerste 5 boeke van God in hierdie Bybel. Weet jy wat leer ons daarin? Ek gaan nou nie name noem nie, daar was mense wat my gesê het, François, bly weg uit die Ou Testament uit. Jy het nie daar iets verloor nie. En weet, Pastor Michael, hoe meer mense vir my dit sê, hoe meer het die Gees van God my daartoe gedring, my daartoe gedrywe, om die Ou Testament te wil lees, te wil ken, te wil verstaan. Want weet jy wat het ek daar geleer ken? My God se hart. Sy hartklop. God se wese is daarin opgesluit. Waarom sê die Here jy mag nie? Nee, want hy kan ons nie vertrou nie. Jy weet, ek het al genoem. Natasja, as ek en jy 'n kind het wat klein is, en hy gaan Peter daar by die power supply, daar by die muurprop, en ons sê vir hom, bly weg, is daar 'n rede hoekom ons vir hom sê. Want hy kan doodgaan. Mense staan hulle in dom en kyk, Pastor Michael, na die Ou Testament en hulle sê, dit is nie vir ons nie. Paulus skryf, die hele skrif is deur God ingegee. En hier wys ek nou vir jou vanoggend, dat terwyl Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Ok, kom ons gaan net so 'n bietjie terug, restep net so 'n bietjie terug na die agterkant toe. Daai eerste gedeelte, waar ons ingekom het, was nou die weg gewees. Dan stap ons oor na hierdie koperwaskom toe, wat die waarheid genoem word. En hierdie gedeelte wat ek nou volgende gekry het, dis die lewe. Dis die lewe. Wie van ons kan ontken, ons wat al die Here ervaar het, wie van ons kan sê, dat om in die teenwoordigheid van die Here te wees, is nie die lewe nie. Is nie die volheid nie. Instap daar, links van jou, die menorah, die Gees van God wat lig skyn in ons lewens, wat die duisternis in ons wêreld lig maak, terwyl ander mense benoud rond hardloop om te sê, waar is hierdie God van julle? Het ons die wete, hier is hy is binne my. Hy's met my. Ek raak nie bekommerd nie. Regs, die tafel met die toonbrode. Nou, Pastor Michael, in hierdie selfde klaskamer het ek gesit, en daai selfde vak was vir my aangebied, en ek het jare daarna ook daai vak in hierdie selfde klaskamer vir ander aangebied. En ek weet, daar's 'n ander verwysing na daai tafel met die toonbrode, 12 van hulle, né? 12 toonbrode. Daar's 'n ander verwysing, maar weet jy wat het die Here vir my daaraan gewys? Elke maand van die jaar sal die Here vir my sorg. Maand na maand sorg my God vir my. Al sê die bankrekening 0, sal my God voorsien. Hy is my vredemaker, my vredevors, my alles. Reguit voor jou die goue altaar. Nou jy sien, hier's waar party mense sukkel. Ons het nie meer 'n gebedslewe nie. Want dinge soos TikTok, dinge soos die TV, dinge soos wat, het ons lewens oorgevat. En wat doen ons? Ons lê tot middernag toe. TikTok. En in plaas van om hier te kom lê en die Here se aangesig te begin soek en te vra, Here, wat nou? Wat nou, Here? Wat moet nou volgende gebeur, Here? Hier is die beste plek om te wees, wanneer jy in die moeilikheid is om voor God te kan kom lê, en te sê, Here, ek smeek en ek pleit vir myself, Here, ek pleit vir my huisgesin, ek pleit vir my kerk, Here, ek pleit vir my familie. Hier is die beste plek om te wees. As jy nie weet hoe om te bid nie, my broer, my suster, dan weet ek nie, hoe gaan jy die Here se aangesig nader nie, hoe gaan jy by hom uitkom nie, hoe gaan jy hom maak om te hoor wat jou probleme is nie. Hierdie goue altaar het weer 'n verwysing in Openbaring waar hy praat dat die gebede van die heiliges word in 'n houer gehou en dit word opgeneem voor God waar dit geryk word, waar die Here ons gebede ryk. Hy sien ons gebede, hy hoor ons. Hierdie is ook nou die beste plek om te kan bereik in jou lewe natuurlik, en dis nog nie die laaste plek nie. Verder aan, nou dis nou waar die bloed ter sprake kom, hier kon jy net ingegaan het 1 keer 'n jaar, soos nou met Yom Kippur, kon die priester 1 keer 'n jaar ingaan, en dit nie sonder bloed nie. Besef ons,
Besef ek en jy, wat het Jesus vir ons gedoen? Besef jy dat op die mercy seat, ekskuus nou vir daai Engels, het die Here sy eie bloed gestort vir my en vir jou, om bevry te kan wees, om verlos te kan wees, om syne te kan wees. Die Bybel verklaar in die Ou Testament dat daar 'n verskriklike krag in hierdie ark was. Nee, 'n krag nie, God se krag. Hulle sê daar het 'n lig daar geskyn. Die Shekinah glory light van God het daar geskyn. Wil ons dit in ons eie lewens hê, dat die lig, dat mense die lig van Jesus Christus in jou kan sien, dit kan opmerk. Natasha, weet jy waar het ek begin lag? Toe ek nou die begin leer het, Pastor Michael het dit vir my nooit sin gemaak nie. Dit is nou eers 'n paar jaar later wat ek agterkom met, my God, ek vra om verskoning vir my dwaasheid. Wat was binne hierdie ark gewees? Ek gaan julle help. Ek gaan vir julle sê. Binne die ark was die 10 gebooie. 'n ding wat na in God se hart lê. 'n ding wat veroorsaak as jy dit gehoorsaam, dat God se lig in jou lewe terugkeer. Bly weg uit ander man se huwelik uit. Jy hoort nie daar nie. Los ander man se goed uit, dis nie jou tools nie. Los dit uit. Daai 10 gebooie is 'n maatstaf vir my en vir jou. Nou, dis nie die enigste ding wat daar was nie. Die staf van Aaron was ook daarin wat een keer per jaar gebot en gebloei het. En dit ook houer met manna. Wat God sê, ek sal my gees oor julle uitstort. Ek sal met julle wees. Wees julle dood eenvoudig net gehoorsaam aan my wil. Doen soos wat ek sê. Die weg, die waarheid en die lewe. Jy lewe wil hê en lewe in oorvloed. En wat is daardie lewe in oorvloed, Natasha? Daai lewe in oorvloed is wanneer ek sterf, sal ek nog steeds lewe. Want die dag wanneer die Here Jesus Christus terugkom, ons almal kan vir Dani Botha lag net soveel soos ons wil. Ons almal kan hom nou maar spot en hom bestempel, wat ook al. Maar laat ek julle een ding vertel. Dit wat hy gesê het, is die waarheid. Ons kan dit nie ontken nie. Dat daar 'n dag sal kom wanneer die basuin sal blaas en my Christus sal terugkeer. En as hy jou nie ken nie, sorry. As jy hom nie geken het nie, sorry. Dan sê verlore vir ewig. Maar sou jy hom geken het, gaan jy uitroep. En sê, Here, hier is ek. En ek verstaan, Pastor Michael, dit gaan 'n verskriklike en 'n baie mooi dag wees, waarby die dode en die lewende Jesus tegemoet gaan op die wolke. En dan is daar nog 'n mooier dag, Natasha. My geliefdes, daar's nog 'n mooier dag as dit. Die dag wanneer jy voor daar die groot troon van God gaan staan, en hierdie God vir jou sê, nie hierdie God nie, jou God vir jou gaan sê, gaan in my rus in. Goeie en getroue diensknegt. Die wêreld is nou boos. Geliefdes, die wêreld is boos. Dinge lyk net nie reg nie. En ons weet dit moet so wees, want die Here het dit so vir ons geprofeteer. Die Here het dit vir ons so uitgesit. En kan maar aan 'n profesie van God verander word? Nee, ons kan nie. Wat gebeur, sal gebeur. Ek en jy het nou nodig om by die plek uit te kom, waar ons in lyn met God se profeseë leef, en doen soos hy wil. As hy sê, ek is die weg, is dit 'n beginpunt. 'n beginpunt om tot bekering te kom. En ek roep die mense wat nog nie tot bekering is nie, kom tot bekering. Julle wat die video's kyk, asseblief man, daar vir daai ongeredde neefie van jou, of ongeredde oom van jou, of wie ook al, stuur die video aan. Stuur die video aan. Sodat ons hierdie wêreld, hierdie gemeenskap, hierdie volk van ons, weer kan terugkry om by God te wees. Dat ons by die weg kan kom en erken, Here, U het vir ons gesterf. En dat ons weer by Bybelstudie kan kom. Pastor Michael, kan jy onthou in die ou dae, hoe het mens Bybelstudie gedoen? Dan sit 'n plek soos hierdie, chok en blok vol, ons is oorvol. Mense wil weet, mense wil hoor.
Dan kom ons by daardie woensdagmiddag se gebidtery, waar ons daardie goue wierook altaar vol maak met ons gebedes. En vir die Here sê, Here, hier is U, om eers loof en om eers prys en om dankie sê vir alles wat Hy doen. Volgende, ons begin dinge opdra aan die Here, die regering, ons land, ons familie, ons vriende, ons omstandighede. Dan kom ons by daardie plek uit wanneer ons gehoorsaam is aan God, waar ons in die middel gaan staan, waar sy lig skyn en sy lig deur ons skyn. Is dit moontlik, Natasha, om die Here te behaag? Heeltemal. Dit is heeltemal moontlik. Die duiwel lieg vir jou om te sê jy kan nie. Jy kan God behaag. Jy kan hom gelukkig maak. Jy kan. Dit is binne jou vermoë. Jy het nodig om net in gehoorsaamheid die weg, die waarheid en die lewe te geniet en te beoefen. Kom in sy binneste, kom in sy teenwoordigheid en word verander om in die gelykenis van jou Skepper te wees. Nie soos hy nie, in die gelykenis. Is dit Petrus daai, né? Pastor Michael. To being transformed into the image of our Creator. To being transformed, om verander te word. Hierdie ou lewe, die ou begeertes, die ou dingetjies, val weg. Daai bottel wat al ewig in jou vinger of jou hand vassit, verdwyn. Die ou dingetjie wat jou vasknyp, hy verdwyn. Vra vir my, Franswa was daar. Eendag sal ek met jou gesels oor my lewe en hoe God my gered het en my gebring het tot hier vandag. En ek kan vir jou sê, what a journey. What a journey. Baie seer, baie ou krompaadjies, baie verkeerde dinge, maar die goeie van die Here het dit alles oorskadu. Alles oorskadu. En vir my nuwe hoop gebring, nuwe lewe gebring. Volheid, pragtige huwelik, pragtige kinders, pragtige kleinkinders, Chandri en Zander, pragtige kleinkinders. En al wat ek kan sê is ek bid, ek sê Here dankie. Maar ek het 'n verantwoordelikheid om in daardie lig te bly van die Here, sodat ek kan skyn vir die mense daar buite. Dat ons hierdie evangelie kan uitdra, Natasha. Want die tyd is min. Kom ons bid saam. Aba Vader, U is die weg, die waarheid en die ewige lewe. En sonder U, Here, het ons geen hoop nie. Ons erken dat U ons verlosser is, ons saligmaker is, ons vredevors is. Ons nooi U in ons lewens in, en Vader, vir hierdie boodskapies wat ons op YouTube sit, Here, ek vra dat U seëning op dit sal rus. Nie vir ons eer nie, Here, maar tot eer van U naam. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.